bekende gedeelte uit die Ou Testament. Genesis hoofstuk 27 vanaf vers 1. Josef in sy drome. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Die volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ek was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou as jy dink, jy sal oor ons koning word. Dink jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle nog 'n groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom, die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê, wat 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Die gedeelte uit Genesis hoofstuk 37 vanaf vers 1 tot vers 11. Josef in sy drome. En soos ons weet, dat hierdie drome geweldige implikasies gehad het. Nee, laat ons sê, dit wat sy drome vir hom gewys het waar geword. En dit, die gevolge in die geskiedenis, het geweldige implikasies gehad. Vir die volk, en maar ook veral vir Josef en sy familie. En dat het waar geword het, ja, dit weet ons verseker. Die God wat kan openbaar wat in die toekoms gaan gebeur, is vandag nog ons God. En kan ook aan ons openbarings gee van die toekoms. Ons weet dat dit baie keer nie die doel is van die Here om vir ons iets te sê oor die verre toekoms nie, maar juis om ons voor te berei vir dit wat dalk in die toekoms gaan gebeur. Mag het vir elkeen 'n geseënde dag wees.